terwyl ons so sit, ons mag ons nou nie meer, wat ons nou nog nie sing nie, maar kom ons luister na die 164, en as die melodie so speel, kom ons volg maar die woorde op die bord, en ons kan ons in die harte, dan ook saam sing, en as die sakkies achter die masker wil sing, is dit oprecht. Die 164, ons is allemaal hier saam, die eerste en die tweede vers. Hoofstuk 2 vers 17.
Ek glo al die plek gekry, waar ek ons gaan voorlees, die woord van die Here so vir ons geopen. Kom ons word stil en gebed voor die Here. Here ons Here wat die heerlike voorreg om op hierdie Sondagoggend met sy sonskyn, die heerlike Heer wat ons ervaar met al die genade wat ons weer ontvang het, wat U hand van behoede bewaar en vir ons gehou het oor hierdie nag wat verby is, wil ons U loof en prys. Ja Here, dit is lekker soos U het gesê om U lof te besing. Dankie Here dat ons as 'n klein groepie so by mekaar kan wees hier in U kerkgebou. Want ook Here, daar waar die boodskap uitgesaai word, ja Here, bind U ons saam as 'n groep van gelowiges. Die band tussen ons is Jesus Christus, ons verlosser. Daarom loof en prys ons vandag. Here, dankie dat ons vanmôre ook hulle aan die kant opdra, wat nie hier kan wees nie, wat hy wil bepaal. Here, ons wil bid vir die Heilige Gees, dat hy ons gedagtes sal laat fokus. Here, neem ons harte en ons verstand in U hande, sodat ons ook kan hoor, Here, onbelemmerd, dit wat U vir elkeen van ons, binne ons omstandighede, wil sê. In afwagting van die Spreuke, vra ons dan, spreek Here, U kinders luister. Amen. Ons teksgedeelte is soos reeds aangekondig, 1 Tessalonisense 2 van vers 17. Ons teksgedeelte 1 Tessalonisense 2 van vers 17. Wat ons betref, broers, toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was, wel in die hoop, maar nie in die hart nie, het ons so baie na julle verlang, dat ons alles in ons vermoë gedoen het om julle weer te sien. Daarom wou ons weer na julle toe kom. Ek, Paulus, het keer op keer probeer om, maar die Satan het ons verhinder. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk waar ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene agter te bly. Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in die diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toegestuur om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat, sodat nie een van julle onder vervolging sou gemantel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word. En soos julle weet, het dit ook gebeur. Toe ek dus nie langer kon uithou nie, het ek vir Timoteus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof staan, of die verleier julle nie reeds verlei het, en al ons harde werk wel op niks uitgeloop het nie. Nou, is Timoteus van julle agterug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinnering aan ons het, en dat julle net so na ons verlang as ons na julle. Daarom, broers, het ons
in al ons nood en swaarkry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Omdat julle vasstaan in die Here, leef ons nou weer werklik. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom oor julle het? Dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te volg wat nog aan julle geloof ontbreek. Mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak en mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberustig en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus kom saam al sy heilige engele. Amen. Tot sover die voorlesing uit die woord van die Here. Geliefdes, hierdie Tessalonisense brief, die eerste een wat Paulus skryf, het 'n meegaande verhaal in Handelinge 17 en 18 waar Lukas hierdie selfde gebeure beskryf. Nou, hierdie brief word geskryf deur Paulus en ons gaan later bietjie meer oor sy emosies en sy gevoelens praat. Maar dit is so 16 jaar later, hy het baie later sy briewe begin skryf. 16 jaar later na sy bekering daar op pad na Patmos toe, skryf hy hierdie brief. As mens kyk na hierdie gedeelte, dan is dit baie besonders. Baie besonders in die opsig dat dit handel oor Jesus Christus. Hy is die kern, hy is die verlosser. Dis God wat die werk doen. En dit staan alles wat hier geskrywe staan in die lig van Christus se tweede koms, naamlik die wederkoms. Paulus is nou so 51 na Christus se geboorte, sit op hierdie stadium in Korinthe en dan skryf hy hierdie brief net na Timoteus deur by hom aangesluit het. En soos ek sê, hierdie brief is baie besonders. Hier is 'n klomp emosies in opgesluit, want hierdie band van liefde tussen Timoteus en die gelowiges, die gemeentelede in Tessalonika, kry hier gestalte. Dis 'n liefdesband. Dis 'n band van omgee. Mooi woord daarvoor, en ek het dit sommer self uitgedink, is die verhaal van geloofsverhoudinge tussen gelowiges. Geloofsverhoudinge tussen gelowiges. Ek het reeds vir u gesê, hierdie verhaal van hierdie baie besonderse, wat mens maar sê, innige liefdesband tussen die gelowiges is 2 keer opgeskryf. Oor Handelinge 17 en 18 sal jy onthou. Waar belangrik dat alles staan in die lig van die wederkoms. Nou wat skryf Paulus in hierdie teksgedeelte van ons? Om dit te verstaan, moet 'n mens eers net so 'n stukkie van die geskiedenis verstaan. Dis die tweede sendingreis wat Paulus onderneem om vir die mense van die evangelie te gaan vertel. Dit lyk vir ons daar was ten minste 2 ander ouens saam met hom gewees, naamlik Timoteus en dan 'n ou
met die naam Silvanus, sy Griekse naam is Silas. Hulle was saam met hom gewees. Nou, hulle gaan toe daar na die Thessalonika gemeente toe. Eintlik, hulle stig dit. Ons lees, Paulus hulle het vir 3 sondae agter mekaar. Toe hulle daar gekom het hulle na die sinagoge toe gegaan. En Paulus het gepreek en verduidelik van Jesus Christus. Wie hy is, naamlik die verlosser en die langverwagte Messias. Dan praat hy oor die wederkoms van God. Die gevolg van sy boodskap wat hy daar in die Joodse sinagoge gebring het, om daar 'n klomp Jode, een klomp nie, 'n paar Jode tot geloof. Onder andere een ou met die naam van Jason. Jason, hy het ook thuis gegaan by hom, Paulus nou, toe hy daar in Thessalonika gebly het, van hy bly hy daar by hom. Hy kom tot bekering en 'n paar ander Jode, 'n klomp Grieke, vooraanstaande vrouens van die gemeenskap. Maar die groter meerderheid Jode is teen die bors gesluit deur hierdie bekering van hulle mede-Jode na hierdie Jesus, hierdie Messias. Die ouens kom in opstand teenoor Paulus en sy medewerkers. Hulle gaan daar na die stadsbestuur toe. Hulle gaan verklaar vir Paulus en sê hy is 'n moeilikheidmaker. Hulle sê hy steek die hele wêreld aan die brand met hierdie boodskap wat hy nou bring, dat die Messias gekom het. Hulle sê die stadsbestuur, julle moet hom wegjaag of stenig. En tussentyd het Jason, nou ja, oor hy gebly het, en wat op bekering gekom het self en dood, het hy ook met die stadsbestuur gepraat. En hy het 'n onderneming gegee, dat as die stadsbestuur nie sal optree nie, dan sal Paulus nie verder gaan om die boodskap te verkondig van Jesus nie. Maar die klomp Jode en ander ouens, daar dieselfde aand, Paulus en sy medewerkers na die buurdorp Berea toevlug. Nie lang daar gebly nie, het hierdie oproer van hierdie Jode daar in Thessalonika, het dit oorgespoel na Berea. Toe moes Paulus hulle deurvlug. Die keer gaan hulle na Athene toe. Paulus hulle Berea kom het hulle nie weggekry nie, hulle het die evangelie verkondig. En nou is die tweede siektereis, hulle vertel van Christus, hulle is gewoon aan hierdie vervolging. Hy sê dit vir die mense. Hy was voorbereid daarop. Athene gaan hulle ook aan die evangelie te verkondig. Maar in die tussentyd het die verlange van daardie mense in Thessalonika so gegroei in Paulus en sy medewerkers, dat hulle dit nie langer kan byhou. Die hulle wil hoor, hoe gaan dit met daardie mense? Paulus bly agter in Athene, saam met Silas, hulle stuur vir Timoteus terug na Thessalonika toe. Had ons nou gelees, dat Paulus skryf in hierdie brief, bly hulle is, dat hierdie mense nog glo,
sterk staan in hulle geloof ten spyte van die vervolging. Die gebod is terug. Dit lyk sommer selfde tyd. Van Paulus hierdie brief skryf aan die gelowiges in Thessalonika. Hierdie brief, het ek nou al 'n paar keer gesê, is baie uniek. Want hy bevat hierdie geloofsliefdestaal tussen gelowiges. Geloofsverhoudinge word op 'n spesiale manier uitgedruk. Luister bietjie praat van ons. Dan vers 17 sê hy, wel uit die oog uit, maar nie uit die hart uit nie. Ons is nie meer by mekaar nie, daar is 'n onsigbare band wat ons saambind. Hy sê, ek doen alles binne my vermoë om weer daar by julle uit te kom. Mekaar weer kan sien. Ek gaan in vers 18 aan, dan sê hy keer op keer probeer, maar nou Satan het op die vriende, die later weer oor Satan. As jy 'n liefde vir iemand of vir iets het, dan wil jy weer daar wees, jy wil weer teenwoordig wees. Vers 19 kom Paulus en hy beskryf met lof dat hierdie gemeente, hierdie gelowiges is sy kroon. Hy is trots op hulle. Hulle bring vir hom blydskap. Iemand wat so brandende gevoelens hart het, sy geliefdes deursien, kan nie gemaak word. Hoofstuk 3, die eerste 2 verse en tot die 5de vers, sê hy, toe die verlange te veel word, toe stuur hulle vir Timoteus, as hulle self nie kan gaan nie, stuur iemand na die plek. Dan bring Timoteus hierdie mooi boodskap terug, dat Thessalonika se gelowiges het net sulke mooi herinneringe aan Paulus hulle, as wat Paulus hulle aan hierdie gelowiges het. Is daar nie goed, dat die gebrek word. Afstand is nie 'n probleem nie. Paulus skryf 'n brief, hy stuur vir Timoteus. Daar vers 19 van die 3de hoofstuk het ons gelees. Hulle is dankbaar teenoor God oor hierdie blydskap van die medegelowiges wat vas staan in hulle geloof. Dan sê hy dan bid hy dag en nag met sy hele hart, word nog al in teks gesê, vir daardie mense. Hy stuur nie net iemand nie, hy stuur nie net 'n brief nie, ja, hy bid ook vir hulle. Daardie maak, daardie geloofsverhouding is sterk. Maar ons lees hier dat Paulus praat van nou Satan, wat hom keer op keer verhinder het. Satan se naam beteken ons teenstander, hy noem hom hier verleier. En Satan het op een of ander manier dit bewerk en die teen deur mense, nou maar net in die Jode se optrede, hoe hulle vir Paulus weggejaag het Satan gesorg dat Paulus hulle hierdie hartsbegeerte nie kan materialiseer, dat hulle weer daarmee ons in mekaar kom. Vir Paulus is die bestaan van Satan en die vernietigende werk, die belemmerende werk, die teenstander wat hy is,
is dit 'n werklikheid. Satan het verander. Maar broers en susters, as ons na hierdie gedeelte luister, en ons kyk mooi daarna, dan dra dit vir my en vir jou ook die boodskap. Want hier en ek sit vanmôre in 'n geloofsverhouding met ander gelowiges, wat glo soos ek glo. Hier's 'n klomp mense wat hier is nie, wat by hulle huise is, noodgedwonge, party uit. Maar daar's 'n geloofsband wat ons saam bid. Daar is ook 'n Satan wat ons van mekaar skei, wat nie wil hê dat ons weer by mekaar uitkom nie. As ons so na Paulus se liefdestaal luister vir die ander gelowiges, dan moet ek tot die besef kom, maar goeister, ek spreek nie altyd die taal nie. Ja, die ander taal wat dit teenstaan, dit spreek ons baie goed, maar ons skinder, ons beoordeel, ons sê sleg, en ons sê, van die taal praat ons op, maar hierdie liefdestaal wat ons vir ons medegelowiges het, is dit 'n probleem, die afstand, die feit dat ons nie meer as 50 in 'n kerkgebou kan by mekaar kom nie, is allerhande ander goed 'n probleem. Nee. Paulus sê sy probleem van die afstand en die vyandage Jode oorbrug. Hy het 'n plan gemaak. Hy stuur vir Timoteus, hy stuur 'n brief, hy bid vir hulle. Ons het soveel ander maniere om hierdie liefdesband tussen gelowiges in stand te hou en te versterk. Jou teenstander gaan sorg dat of probeer dat dit nie gaan werk nie. Maar nee, ons het die betekenis. WhatsApp, ek is besig om 'n boodskap op te neem wat later uitgestuur geword. Dit word opgeneem op die webtuiste geplaas. Ander maniere. Liefdes, daardie omgee wat ons vir ander mense het, kan ons nog steeds op 'n vreemde manier in stand hou. Wat is die liefdestaal wat daar tussen gelowiges moet wees en is? Dis omgee, belangstelling, daar wees vir mekaar, besoeke en kuier. Instrument wat ons daarvoor gebruik, kan verskillende goed wees. Daar is soveel platforms waar ons dit kan doen. Die selfoon, ons kan iemand bel, ons kan praat, boodskap stuur, 'n teks, 'n verstandboodskap. Hierdie prentjies wat so tussen mekaar gestuur word in groepe. Dit is liefdestaal tussen gelowiges. Ek gee om, word daar weer gesê. Lees hier. Skap bid. Hulle is ver van medegelowiges. Ek self, mense wat in hospitale lê, ek bid vir hulle. U bid vir hulle. Die geliefdes wat waar is en wat selfs in die see is, bid vir hulle. Dis die liefdestaal, omdat ek omgee, omdat ek
lief is vir daardie mense. Paulus getuig in hierdie gedeelte dat hy self is bemoedig om terug te hoor van hierdie mense, dat dit goed gaan met hulle. Hy sê nou leef ons werklik weer. Hoe kan ek weer gaan? As ek weet dit gaan goed met my mense, as ek weer daardie maag versterk het deur kommunikasie. Ja, Satan gaan probeer om 'n struikelblok in die pad daar te plaas. Maar die Here is groot. In hierdie brief, ek is afgeklaar, in hierdie brief sien ons dat Christus staan sentraal. Nou moet ons op Christus verstaan, God die Vader, Christus die Seun en die werk van die Heilige